Goeiemôre vriende op hierdie mooi Saterdagoggend, die 9de Mei 2026. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Onthou ons bazaar lê voor. Ek sal nou maar hierdie tyd 'n hele paar keer daaroor praat. Die 30ste bazaar, wit olifante wat julle het daarso, as julle wil bring 'n bietjie huis skoonmaak, bring dit vir ons na die kerk toe of sê vir ons moet dit kom haal. As julle 'n bietjie meubels het wat julle wil verkoop, liewe vriende, en jy wil vir die kerk dit gee en ons kan vir julle dan 'n wins teruggee. Ons vat partykeer so 10-20% van die wins. As julle welkom, julle kan vir my kontak en Leon is in beheer daarvan. As julle by die groentetafel wil betrokke raak, as julle wil help met koekebak, vriende, tertebak, samosas bak, as julle wil sien by die Jaffel tafel, skort nog iemand vir die Jaffels tafel wil beman vir ons en dit vir ons organiseer, as julle welkom. Enigiets wat julle wil graag betrokke by wees, laat ons asseblief weet. Dis die bazaar, dan het ons hemelvaartsdiens die 14de Mei, vriende. Dit is inderdaad volgende week en donderdag 8:00 die oggend. Ek berig maar die uitdaging aan julle om te sê, kom laat by die werk. Dit is bietjie verkeer, ons weet uit die aard van die saak, kom rus dan so bietjie vroeër aan die kerkgebou, sit 'n bietjie daar, vriende, ons kry so min tyd om 'n bietjie rustig te raak. Ons gaan 'n uur daarmee besig wees, jy behoort 9:30 alweer by die werk te wees, maksimum kan jy sê 10:00 met die verkeer en al die goeders, maar vriende, dis 'n goeie ding, ons moslim vriende doen dit elke week. Doen is 'n stuk getuienis wat jy kan lewe. As mense vir jou vra kom jy laat, dan vertel jy vir hulle kom jy laat. En werk hy 2 ure op die ou en dan op 'n manier weer in. Maar is 'n goeie getuienisgeleentheid. Maar die 14de Hemelvaartsdag, eerskomende donderdag wat dan nou ook voor lê. Dan die Unity Week is natuurlik letterlik begin daai maandag, vriende. Dit is die 14de, is die 15de, 16de, die 18de van die maandag tot die Vrydag is dit Unity Week by die onderskeie kerke wat ons het. Pinkster, dit is eintlik maar die Pinkstertyd wat ons het. So julle is baie welkom om ook daarbey betrokke te wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir hierdie dag wat U ook vir ons gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou nie weer die agtergrond gee nie, ek sal dit nou weer so maandag gee, maar ons behoort amper al klaar te wees teen daai tyd met Titus. Maar nou soos julle nou agtergekom het, gister het ek 'n bietjie met myself gepraat, en sê, het Paulus deur Titus en die Heilige Gees maar 'n bietjie vir my aangespreek, daaroor, en ek het vir julle gesê, ek wou dit eers uitvind, die ding het nie, laat ons dit maar daar hou, want dit is partykeer maar wat 'n mens doen, né? So wat het hy gesê, wat my aangespreek het, wat Paulus sê vir Titus, hy moet vir hierdie mense sê, hierdie nuwe gelowiges sê, met Titus wat sy medewerker is, hier op die eiland Kreta, waar daar 'n klomp goed nie reg is nie, onsedelikheid daar is, losse sedes daar is, mense doen eintlik net wat hulle wil, en hy probeer ouderlinge op plekke kry, om dan nou die orde te herstel, en ook vir hulle te vertel hoe is die manier wat hulle moet optree. En dan het ons gepraat oor onderwerp jou aan wat jy het gesien in die owerheid en die gesag het ons 'n bietjie oor gepraat. Wees bereid om alles te doen wat goed is. En dan my aanspreek waar hy vir my weer gesê het, moet mooi kyk wat hy ou sê. Hulle moet van niemand kwaad praat nie, né? En dan die volgende een. En nie risie soek nie. Moenie kwaad praat nie en jy moenie risie soek nie. Jy moenie risie soek nie. Partykeer, vriende, as ons gaan dit met ons gemoed so 'n bietjie sleg, die werk gaan dit nie goed nie, en ek kom by die huis en jy reageer te vinnig op 'n ding wat iemand vir jou gesê het, en dan besef jy, okay, nee. En Paulus kom sê vir Titus om vir hierdie mense te sê, moenie risie soek nie, nee. Kyk baie mooi in die woorde wat jy gebruik. En dan gaan hy aan, hy sê, hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam wees teenoor ander mense. So hy kom sit 'n baie duidelike Christelike pad neer hierso, wat hy vir Titus kom sê, wat hy vir hierdie mense moet kom sê. Onthou, dit is nuwe gelowiges, is gelowiges wat uit die heidendom uitgekom het, liewe vriende, en daar's nuwe paaie en nuwe beginsels en nuwe waardes wat daar neergesit word. En daarom kom sê hy vir Titus, hoor hierso, sê vir hulle moet inskikkelik wees. Dit beteken, liewe vriende, jy moet as jy inskikkelik is, dan is jy, ek probeer nou gou vinnig 'n woord kry daarvoor. As jy inskikkelik is, dan luister jy na iemand anders.
Jy gaan nie sommer net op jou eie pad nie. Jy probeer inskikkelik wees. Jy probeer die ander een tegemoet kom. Dis inskikkelikheid, hè. Jy probeer die ander een tegemoet kom. So kom ons sê jy verskil van daai persoon. Ja, probeer jy op tegemoet kom. Jy probeer hom halfpad ontmoet. Jy probeer inskikkelik wees. Nie net my way and the highway nie. Me en me nie, né? En dit is wat hy kom sê. Hy sê ons is anders as kinders van die Here, so jy moet inskikkelik wees. Jy moet nie rusie soek nie, jy moet nie kwaad praat nie. Jy moet inskikkelik wees en dan moet jy altyd bedagsaam wees teenoor ander mense. Vriende, bedagsaam is maar net goeie maniere. Dis eintlik maar wat bedagsaam is. Jy's bedagsaam, jy stel jou 'n bietjie in die ander persoon se skoene. Jy sê vir jouself, hoor hierso, as ek nou as kom ons sê iemand anders is nou 'n bietjie bevoeterd, dan sê jy vir jouself vra maar hoekom is hy een bevoeterd? Ek sit my 'n bietjie in sy skoene en jy besef maar hy het 'n harde dag gehad dat hy met jou gedeel het of sy met jou gedeel het of hy gaan net in 'n moeilike tyd in sy huwelik of in 'n verhouding of finansiëel gaan dit nie goed nie en nou is hy half 'n bietjie vinnig. Wees bedagsaam, sit jou in die ander persoon se skoene. Het goeie maniere eintlik net. Dit is wat bedagsaamheid eintlik maar vir jou en vir my en jou en vir my beteken. En dan sê hy maar net, hy sê hoor hierso, onthou nou hulle kom uit die heidendom uit, dan kom herinner hy Paulus vir Titus maar net weer daarin en sê hy onthou, Titus sê vir hierdie mense, vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons is hartlik met mekaar en het mekaar gehaat, hè. En sê net onthou dis waarna van julle gekom het. Titus sê vir die mense daar in Kreta, onthou dis waar julle vandaan gekom het, hè. Vroeër was julle dit, maar ek het nou vir julle 'n nuwe waardesisteem het ek vir julle hierso kom plaas op die tafel. So herinner hulle net waar hulle was en waar hulle nou is. Kom sê Paulus vir Titus, en dit moet ons maar vir mekaar ook sê, ek en jy moet vir mekaar sê, ons is gelukkig, ons het in Christelike huise groot geraak het, hierdie goed is vir ons van die begin af by ons ingedrul, né, mense wat dit nie het nie, vriende, hulle het 'n groot agterstand, né, en baie keer as ons die Bybel lees, en ons lees nou van die vroeër was julle so, dan is dit nie goed dat ons baie keer net so op ons van kan toepassing maak nie, want ons was nie in daai omstandighede nie, ons is die voorreg gehad om in Christelike huise groot te raak, en dan moet ons vir mekaar sê, maar dis waar hierdie ouens gegaan het, en dan moet ons vir onsself sê, maar wat vat ons vir ons daar uit, en dan kan dit wees dat ek en jy met daar allerlei begeertes oor sinsgenot en goed nog by ons is, dan moet ons vir mekaar sê, maar die Heilige Gees kom praat miskien nou met my en sê vir my, hoor jy weet, jy's 'n bietjie met die verkeerde goed besig, don't go there, jy is nou 'n nuwe mens, jy het 'n ander waardesisteem, doen dit 'n bietjie anders, né, dit is wat die Bybel baie help om ons aan te spreek, nog gesien gister het hy vir my so wat direk aangespreek, né, my 5 sent vandag, vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy genade ervaar. Amen.